die een wat kies om weg te draai wanneer ander paaier en ander stemme lei. Sy hart vind rus in die woord, dag en nacht bly dit naby, soos 'n lig op sy pad wat hom veilig lei. Hy is soos 'n boom geplant by lewende water. Hy dra sy vrug op die regte tyd. Sy blare bly groen, dit verwelk nie alles wat hy doen, bly staan. Daar's baie wat verdwyn, soos stof in die wind, sonder wortel, sonder rigting. Maar u hou die pad vas, van die wat u volg. U ken my pad, u ken my naam, u lei my, u hou my vas, soos 'n boom geplant by lewende water. My lewe is in U, my wortels in U. Ons Vader, die stilte van hierdie oomblik is ons gereed vir ontmoeting. Ons wil nie meer langer weghardloop nie, langer wegkruip nie, Here. Verkeerde pad loop nie, Here. Ons het gehoor hoeveel keer die woord pad en paaie gebruik is in hierdie lied. En ons vra dat U ons dan vanoggend sal kom ontmoet. Here, as dit dan deur 'n kraai is, wat vir Elia vleis en brood gebring het, mag dit so wees. As dit deur 'n skerp lig is vir Saulus, mag dit so wees. Here, U weet wat ons nodig het, om seker te maak dat hierdie ontmoeting van U kom, dat daar geen twyfel sal wees nie. Here, ons wil U ontmoet. Kom ontmoet ons. Amen. In die lied is daar melding gemaak van dinge wat ons doen. En dit is baie mooi om dinge te doen. Voordat ek in die gebed en die skriflesing aangaan. Maar dit werk so, met ons sien as ek niks sê. Wanneer dit kom by ons lewens, is hierdie boonste, hierdie is die uitwerk. Hier is dit wat ons doen. Baie keer dan fokus ons lewens op die 20% van die ysberg wat ook in die water uitsteek. Hier die 80%. En wanneer ons kyk na die basis, dan word dit so opgedeel. Begin met God.
As ek iets wil doen, begin ek met God. As ek iets wil doen, begin ek met God. Ek gaan doen nie goeie sonder ek nie vir God geken het nie. Sonder God het my ontmoet het, gaan ek na die doen. Maar baie keer dan hou ek my so besig met die 20% dat ek vir u sê, soos ons laaste die kinders met Emmausgangers uitgebeeld het, dat hulle my sê, meneer, ons het nie tyd nie, meneer, ek wil Bybel lees, meneer, ek wil in 'n verhouding staan, meneer, ek wil die regte ding doen, ek kom hier uit en ek moet doen, meneer. En in ons ontmoeting is ons nie so besig om te doen dat ons nie meer by die ontmoeting met God uitkom of geleerd is dat hy ons ontmoet nie. Want van ons ontmoeting met God, van God, kom ons identiteit. Dan is my gelowige, dit is my as gelowige se identiteit ontstaan uit my verhouding met God, uit my stilte tyd, uit my selfgroep, uit my Bybelstudie. Uit hierdie 80% kom God eerste en dan my identiteit. En vandaag het ek 'n roeping as diaken, as ouderling, as selfgroepleier, as gelowige, waar die gelowiges onseker was waar Jesus in Matteus 28 hulle gesê, gaan uit na die nasies toe, gaan doop hulle. Waar begin ek? Waar gaan ek doop? Hoe gaan ek doen? Hoe gaan ek doop? Hoe gaan ek mense bekeer? As ek nie begin nie. Ons is geneig om ons dagboeke vol te maak en die kerkkalenders vol te maak met allerlei goedertjies, maar ons kom nie by God uit. Ons kom nie by die 80% onder uit, maar ons fokus op die 20% van die ysberg bo. En as ons kyk na die lied wat ons gesing het, dat ook weer net die tema van die boom en die wortels van Psalm 1 vir ons opsit asseblief. Ek kan die ysberg wegvat. Ja, net daar dink ek. En ek kan die boom wortels teken, en die boom en die takke en die blaadjies. Boom groei nie van bo af onder toe nie. Die wortels van die boom moet geanker wees. Die wortels van die boom moet by strome lewende water wees. As die wortels nie reg is, gaan die blaadjies nie reg en gaan die boom nie groei nie. En hierdie gedeelte is onder die grond. Daar waar niemand kan sien dat die Bybelstudie die lofstroke tyd hou met verhouding met die Here wen. So daarom moet ons begin dink aan die 80% wat onder die grond is, dat ons God in ons lewens eerste stel. Dit bepaal my identiteit, wie ek is, hoe ek optree, hoe ek praat, hoe ek dink. Ons tema vir die jaar is vernuwe my denke, of kyk ek maak alles nuut. En ons het begin by vernuwe van die denke, vernuwe myself. Ons het begin kyk na hoe kan ons die gemeente vernuwe in sekere aspekte. Ons het gekyk hoe ons kan uitreik na die gemeenskap toe. Daar's vernuwing wat plaasvind. Maar dit begin by God wat jou roep. Ek het laas week voorheen gehad om 2 diakens voorgestel by die gemeente. Die eerste ding waar ek die diaken antwoord en ouderlinge antwoord, glo jy dat God jou geroep het? Dis nie 'n mens wat vir jou, die mens gee vir jou die brief en die koevert, maar glo jy dat jy antwoord op God se geroepenheid in jou lewe? En as ons kyk na die Emmausgangers waar God hulle ontmoet het op hulle pad na Saulus, Saul van Tarsus, Saulus wat God hom ontmoet het, was daar 'n verandering gewees. Hulle het 'n roeping gekry. Hulle het teruggegaan en gesê, ons het Jesus gesien. Saulus het Paulus geword en hy het 'n sendeling geword en hy het kerke geplant en mense gaan bekeer. Dit het God gedoen. Dat sy identiteit bepaal het vir ons 'n roeping gegee. Hoe lyk hierdie onderste helfte? Ek wil nie vandag oggend weet wat jy doen met alle respek nie. Nou weet jy lekker verhouding met God. Hoeveel tyd spandeer jy hier om by die doen aspek te kom? Dis maar net so ietsie om aan te dink. Hemelse Vader, help ons om by die tyd te kom. Ja, Here, ons kinders getuig van besige programme. Hulle wil, maar hulle kan nie. Here, laat ons as ouers, ons as leiers in die gemeente, ons as gelowiges, vir hulle die voorbeeld stel. Ons tyd maak, Here, vir hierdie ontmoeting wat U smag om met ons te hê. En ons vra dat U sal intree op hierdie pad wat ons stap. In Jesus naam. Amen. Ons lees dit saam uit 2 gedeeltes, net so 3 verse by elkeen, net so die Emmausgangers,
Lukas 24 en Handelinge 9 wat ons gaan by stil staan. En ek lees dit graag dan. Lukas 24 vanaf vers 13. 16 tot 19 is dit. Maar hulle oë het verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit? Dat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek. Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat die afgelope daar gebeur het nie. So, hier is hulle in gesprek, en Jesus kom ontmoet hulle op hierdie pad. Vers 15 sê, Jesus het self nader gekom en met hulle saamgeloop. Dit is Lukas 24. Daarvan vers 15, terwyl hulle so gesels en gedagtes gewissel het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. So ons kyk na die naderkom, ons kyk na die saamloop. Jesus self het nader gekom, Jesus self het saamgeloop. En as ons dan kyk na Handelinge 9, vanaf vers 3 tot 6, toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig in die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is die Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Lees dan net op sover. Saulus is op pad naby Damaskus, toe hierdie skerp lig op hom skyn. Jesus kom ontmoet hom op sy lewensreis. En wanneer ons na hierdie gedeeltes kyk, dan wil ek sommer u aandag vestig op die feit dat wanneer die diens verby is, ons elkeen die kerkgebou verlaat. Ons is iewers op pad heen as ons hier vertrek. Van ons gaan huis toe, soos die Emmausgangers na Emmaus toe gaan, van ons gaan dalk werk toe, soos Saulus wat ywerig was met hierdie dokument om by Damaskus uit te kom, al die Christene en die vroue gearresteer wat gelowiges was. Ons gaan dalk vir familiekuier, ons gaan dalk by die Spar of Piekewyn, by die winkelse 'n draai maak. So ons gaan iewers heen. So die kans is goed dat God ons op hierdie pad gaan ontmoet, net soos hy vir hierdie Emmausgangers en vir Saul ontmoet het. En as ons kyk na die gedeelte, dan kom ons agter dat ons na kerk iewers op pad is. En wanneer ons dan op pad is, dan het ons sekere emosies. Seker nog op die reg is, ja. Ons ervaar sekere emosies. As ons kyk na die Emmausgangers, hulle met somber gesigte, hulle hartseer geloop. As ons kyk na Paulus, ek het die brief, ek is ywerig, ek is doelgerig, ek weet waarna ek op pad is, ek weet wat ek moet doen. So daai motivering was by hom gewees. En dan kyk ek na myself, hoe stap ek hier uit, wanneer is ek op pad? Waar ek net rond, is ek doelloos, loop ek hartseer hier uit, voel ek skuldig as ek hier uitgaan, ek loop hier uit met 'n skuldige gewete, loop ek opgewonde hier uit, ek het die Here ontmoet en ek het gehoor wat hy gesê het, en hy het vir my met my gepraat, en as 'n opgewondenheid, loop ek dalk met 'n depressiewe hart weer uit, soos God vir Elia onder die besembos ontmoet het. Wat is my gemoedstoestand? Here, ek is moeg, dis 'n lang naweek, ek het 'n harde week gehad, ek is moeg en uitgeput, ek loop lam en tam hier uit. En dis die vraag, hierdie verskillende emosies wat ons beleef, saam met die wete dat God ons wil kom ontmoet. En dan kom God en hy ontmoet ons soos die Emmausgangers en Saulus voor ons bestemming bereik het. Voor ons by die huis uitkom, kan ons dalk 'n ontmoeting hê, soos vir die Emmausgangers. Voor ons by die werk uitkom, kan God dalk 'n ontmoeting met ons. Ons wil net bereid wees om te glo. En dan die wonderlike, en dit is wat dit so opgewonde maak, is wat 'n ander godsdiens se God kom en ontmoet hulle. Dink jy oor ander godsdienste wat jy nog ken?
Watter ander God kom na sy mense toe en ontmoet hulle daar waar hulle is? Nie een God nie. En is die wonderlike van God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees, dat hy ons kon ontmoet en kon vul daar waar ons is. En as ons kyk na die Islam geloof met die moslems, wat Mekka toe gaan, een van die 5 pilare van die Islam geloof, en dan moet hulle om die muur stap, wat die muur word die Kaaba genoem, en hierdie pelgrimstog wat hulle onderneem, Mekka toe word Hajj genoem, en dan stap hulle om die muur, en wanneer hulle daar is, dan moet hulle nog 'n paar ander plekke besoek en rituele doen, en dan kom hulle terug na die muur van Kaaba toe, dan loop hulle nou eers weer daarom, en dan kom hulle terug. Moslems moet verder, duur betaal. Ons as Christen glo, God is nie weggebring nie. Ons as Christen glo, God is oral en oral, en deur die werking van die Heilige Gees is hy alomteenwoordig, oral en vir altyd. En dan wil ek net so 'n paar voorbeelde noem vanuit die Bybel uit. En dan moet ek net jouself sê, nou, dis ek hierdie. Ek sien myself in 'n Adam en Eva, ek sien myself in 'n Hagar, ek sien myself in 'n Jona of in 'n Elia, en in hierdie gemoedstoestand, op hierdie pad, kom ontmoet God my. God kom ontmoet vir Adam en Eva, in die naaktheid van hulle sonde, in die broosheid van wat hulle verkeerd gedoen het, in die skuldgevoelens waarmee hulle saamleef, in die teleurstelling wat hulle gedoen het, kom God in die aandwind en hy roep na hulle, en hy vra, waarom kry jy dit? So as ek aangejaag het, as ek iets verskriklik gedoen het, dit wat jy skuldig oor voel en voel, maar ek moet wegkry vir die Here, ek kan hom nie van aangesig tot aangesig aanskou nie. Ek kan nie eers die Bybel oopmaak, so skuldig voel ek nie. Die Here kom vanoggend met die woord, en in Adam en Eva se tyd, die aandwind na jou, toe hy roep na jou. En ek dink nadat hy met Adam en Eva gepraat het, en hulle met hom, die twee kon verlig gevoel het, sê, dankie Here. En Adam kom met Eva gepraat en sê, ek voel nou beter. Die Here weet, ons kan nou aangaan met ons lewens, ons hoef nie dinge weg te steek, ons hoef nie weg te kruip nie. Gaan ons na Genesis 16 toe, waar die engel van God vir Hagar by die fontein in die woestyn ontmoet het. Wat het Hagar beleef? Sy is weggejaag, sy het alleen geloop, sy was swanger gewees, en in hierdie weggejaagdheid, alleenheid, swangerskap, kom die engel van God en hy ontmoet haar daar, by die fontein in die woestyn. En hy praat met haar, en Hagar se getuienis is die volgende, vers 13. U is 'n God wat my sien. Dit wat jy beleef, dit wat jy ervaar, kom God en hy gee vir jou die troostwoorde, dieselfde soos vir Hagar in die eerste boek van die Bybel, waar Hagar sê, u is 'n God wat sien. En as hy vir haar gesien het, dan sal hy ook vir jou en vir my sien, waar ons is en wat ons beleef. Soos wat jy hier sit en ek hier staan, moet daar 'n gewete, moet daar 'n wete, 'n geloof en 'n vertroue wees. God weet wat jy deurgaan, dat God weet wat jy beleef. En die laaste ding is, dat jy weet en glo, God sien my. Dan gaan ons na Elia toe wat onder die besembos gesit het. Hoekom is ek gebore? Ek wil nie meer leef nie, Here, ek kan 'n einde maak aan my lewe. En ek was self op daardie punt in my lewe gewees, toe gaan ek na oom Jan toe, sê vir oom Jan, ek het nou klaar gewerk, ek voel ek het bereik wat ek moes bereik in die lewe. Sê vir my, wie is jy of die Here te sê, jy het nou klaar gewerk en jy het bereik wat jy moes bereik het. Hy het nie 'n kraai gestuur wat my vleis en brood gebring het, en hy het vir oom Jan gestuur. Vir Elia het hy 'n kraai gestuur, wat vleis en brood oggend en aand gebring het, en daar was water gewees. Onder jou besembos sê ons wat Hagar sê, die Here sien my.
ontmoet vir Jona. Here, iets my roeping gegee, Here, ek moet iets gaan doen. Ek hardloop weg van my roeping, ek is ongehoorsaam aan U, ek doen nie wat U vir my sê nie, Here. Die Here kom ontmoet jou op die boot in die middel van die see. Daar kom ontmoet die Here jou as hy jou dan nie op die land gaan kry nie. Dan gaan hy jou op die boot in die middel van die see kry. Ek sit op die skerm dit wat Hagar gesê het. U is 'n God wat sien. U is 'n God wat ons kom ontmoet daar waar ons is. En ons het baie ander voorbeelde in die Ou Testament en ook graag na die Nuwe Testament toe gaan. Al klim jy boom vandag, en die Here jou in die boom ontmoet soos hy vir Saggeus ontmoet het. Sy klim af, ek wil jou ontmoet, ek wil by jou gaan bly, ek wil saam met jou eet. As jy soos Leefi die tollenaar in sy huisie sit, by die tolhek sit en die mense bedrieg en skelm wees, in jou skelmheid kom God na jou en hy sê vir jou dieselfde as wat hy vir Leefi gesê het. Volg my. Volg my. En dit wys vir ons iets besonders, dat God nie net mense ontmoet op in die kerk nie. God ontmoet mense in die alledaagse lewe. Daar waar ek en jy en my onsself bevind, daar ontmoet God ons. En omdat dit 'n opstanding is en God en Jesus is na die 40 dae op die aarde, kom ons kyk net wie het hy ontmoet. Wat 'n toestand was die vroue gewees toe hulle die Sondag by die leergraf uitkom. Hartseer gewees. So wat leer dit vir ons, buite dat Jesus opgestaan het? My liewe vriend, in jou hartseer, in jou trane, in jou verlange, kom ontmoet Jesus jou. En die Emmausgangers wat ons vanoggend gelees het in Lukas 24, hulle was blind gewees. In jou blindheid, in jou onvermoë om Jesus raak te sien, kom ontmoet hy jou. En hy vertel jou van die profete en die wette in die Ou Testament. En dan kom ons agter, maar nadat ek dit beleef het, hierdie blindheid, het my hart dan nie brandend geklop toe ek Jesus ontmoet het nie. En ek gaan terug en ek gaan vertel vir almal. Ja, die apostels was in die hoofvertrek by mekaar gewees. Jesus verskyn aan hulle. Hulle was vreesbevange gewees. In my angsaanvalle in die nag. In my vrees oor die onsekerheid, in my vrees van wat môre gaan gebeur of net toe gaan gebeur, verskyn die Here agter toe deure en vensters aan die disippels. En hy sê vrede vir jou, so Jesus verskyn in jou vrees. Jesus verskyn in jou twyfel. Wys my die merke in sy hande. Jesus verskyn aan Thomas 8 dae nadat hy die disippels verskyn het. Ek glo nie, ek twyfel, ek wonder, ek weet nie. In daai onsekerheid, in jou twyfel, Jesus verskyn aan Thomas. En hy het nie toe sy vinger in die gate gedruk nie. Sy belydenis was gewees, my Here en my God, toe hy Jesus ontmoet het, of toe Jesus eintlik kom ontmoet het. Is dit nie die soortgelyke getuienis wat Hagar gegee het by 'n fontein in die woestyn nie? U sien my Here en my God. Na die hemelvaart was die disippels onseker gewees, wat moet ek doen? Wat moet ons doen? Het ons 'n roeping? Ek gaan nou op na die hemel toe, wat moet ek doen? In jou onsekerheid verskyn God aan jou en sê, gaan na die nasies toe. Gaan na iemand spesifiek toe wat dit dalk op jou hart lê. Gaan na daardie persoon toe. Gaan verkondig die woord. Gaan maak disippels. Gaan doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So hy gee vir ons 'n roeping in ons onseker tye. Hy verskyn aan 500 mense. Hy verskyn aan 'n groep mense in 1 Korintiërs 15. En dan ook die gedeelte wat ons vanoggend lees. Here, ek is kwaad vir U. Here het my swaar weggevat. U laat my suster hier 'n moeilike tyd gaan. U laat 2 kinders onseker agter.
Here, ek is kwaad vir u. Saulus was kwaad geweest. En hy het met reg in sy kop gedink hy doen die regte ding. In my woede, in my hart, in my vyandskap, dalk teenoor die Here, dalk teenoor ander mense. Kom die Here in jou hart en in jou woede, en hy skyn 'n skerp lig in jou lewe in. Om dit alles saam te vat, Jesus verskyn wanneer ons seer het, Jesus verskyn wanneer ons oogklappe aan het, Jesus bring vrees, of Jesus bring vrede in tye van vrees, hy bring sekerheid in tye van twyfel, maar vir my so mooi is, hy bring herstel in tye van mislukking. Petrus het Jesus verloor in die hande 3 maal gekraai. Jesus verskyn aan Petrus op die strand, om reg te maak. Het jy my lief, het jy my waarlik lief, het jy my waarlik lief, het jy my lief, vra hy 3 keer om daai 3 verlonings ongedaan te maak. So in my mislukking, Here, is nie werd om die kind genoem te word nie. Kom Jesus, en hy verskyn met 'n vuurtjie, en dit is op die strand van Petrus en Johannes, en die ander wat in die boot was. Hy maak mislukkings reg. En liewe vriende, as Jesus daar self verskyn het, dan stuur hy Ananias om vir jou te kom bid. Soos wat hy na Saulus toe gestuur het en gesê, gaan bid vir hierdie man. En die krag van gebed van 'n gelowige veroorsaak dat die skille van Saulus se oë afhaal, sodat hy kon sien. En hy het tot bekering gekom en hy die boodskap gaan uitdra. God roep jou in die aandling. Hy ontmoet jou in die brandende bos. Hy ontmoet jou in die skerp lig. Hy ontmoet jou deur die kraai en die groot vis. En hy ontmoet jou langs die see. En die Here wil jou ontmoet. Wees oop vir die Here se ontmoeting. Sien dit raak en dan die gerusstelling. Wanneer hy jou ontmoet, dan stap jy pad saam met hom. En hy stap eintlik die pad saam met jou weer toe. Dat ons dan saam met die Here gaan stap, en om net so moderne weergawe van hierdie 2 verhale en al die ontmoetings wat in die Bybel is, en dat ek onthou, bietjie dit nader te trek. Baie van ons het in my tyd nog die boek gelees, The Cross and the Switchblade. Ek weet nie wie van julle kan nog die boek onthou nie, baie van steek antwoord en skit die koppietjies. Skielik ons altyd tot reg, maar ons vergewe dit maar van vandag. Daar in hierdie boek is daar die verhaal van Nicky Cruz. Nicky Cruz het in Sao Paulo groot geword, en hy was op die einde van die dag 'n bendeleier. En hier is die huishouding, het hy groot geword as 'n persoon of as 'n kind wat mishandel is. Hy is swaar groot geword, breed groot geword, en toe gaan hy New York toe, en hy word een van die grootste bendeleiders in New York. Sy bende se naam was Sour Mouse geweest. Ek is presies seker dat dit op Mouse geweest, ekskuus, wat dit beteken nie. En hy het self erken dat hy baie mense wil doodgemaak het. Hy het met hierdie wrok, die haat, die ding in sy lewe rondgeloop, dat hy mense wil doodmaak. En hy het mense mishandel, en het alles gedoen wat verkeerd was. En op 'n stadium ontmoet hy 'n prediker met die naam David Wilkerson. David se roeping was geweest van God na roeping toe, om spesifiek met bendes te werk. En hy gaan praat toe met Nicky, en Nicky sê vir jou kap ek in 1000 stukke op. Dis so gewelddadig hy was, hy moet net een opdrag te gee en ek kap jou in 1000 stukke op. Die antwoord van hierdie dominee, sendeling, prediker, evangelis was gewees, al kap jy my in 1000 stukke op, elke stukkie sal nog nie wees vir jou. Is dit nie ontmoeting met die Here nie? Nadat hierdie harde, misdadiger bendeleier dit gehoor het, dat iets gebreek in hom,
en by 'n evangelisasie byeenkoms en na vore gegaan. Hy sê eintlik teen sy wil het hy daar uitgekom het nie. Teen sy wil het hy daar voortgestaan. En hy het gesê sy getuienis en oorweldigende ervaring van God se liefde het my oorval. Of jy nou 'n bendeleier is of die pa in die huis dat jy nie moet wees nie. Jou vrou slaap, jy voel jy is 'n mislukking. Dan kom hierdie bendeleier se woorde na jou toe vanoggend en oorweldigende ervaring van God se liefde het my getref. Hy het begin huil en sy lewe aan die Here oorgegee. God ontmoet nie mense omdat hulle reg is nie, maar hy ontmoet hulle omdat hy hulle liefhet. Mag ons dan die ontmoeting ervaar, soos dat God oor ons pad stuur. En ek wil afsluit met die laaste gedagte. Ek het met Dominee Tobie gepraat, vanuit 'n naag. Ek het van altyd oor prediking gepraat en wat kan 'n mens anders doen, hoe kan ons die woord meer effektief bring? En toe kom ek altyd tot die slotsom. Na 20 minute se preek, moet jy jou preek in een sin kan opsom. En dit is die boodskap wat jy oordra. En as jy nie by daardie doelpunt van die preek uitkom, dan jy maar net 20 minute in sirkels gepraat. Ek wil vir iets vra om so 30 sekondes net te gebruik. Alles wat ons gelees het, gesing het, gebid het, vra vir Here, dit alles wat ek nou beleef het, dit is die een ding wat ek moet onthou. Wat wil U vir my sê in hierdie ontmoeting van vanoggend? En dan sal ek bid en ons kan afsluit met ons slotgebed. Waarlik, Here, U is die een wat sien. U is my Here en my God.